wat vergifnis gevra het teenoor God en vir die mense wat hy skade gedoen het en wat vergewe het, wat in agony sterf nie. Maak dit sin wat ek sê? Wanneer hulle sterfte kom, hulle oor ek noem dit nie eintlik sterfte nie, want you don't die, you move on to your next life. So Korrek. ja, you don't die. Daar's nie 'n sterf nie. Die dood se angel is weg. As ons Jesus aangeneem het, staan nie 'n angel nie. You just move on. En ek het hierdie werklik gesien dat jy in daai laaste gedeelte sit waar die persoon moet oorgaan na die volgende lewe toe. Kan jy partykeer die teenwoordigheid so voel van die hemelse wesens van Jesus, ek glo engele, van wat daar teenwoordig is, dat jy net so stom staan en besef jy hier's 'n higher presence as ons eie. En daai mense het 'n vrede. Ek het al gesien dat hulle, my pa, wat hy het 'n kwaai hartaanval gehad en blok, en toe kon hulle nie eers hom oop kry nie, toe wou hulle hom op 'n ventilator sit en sê, nou, hy gaan nou na die Here toe. Toe hy was heeltyd by sy volle bewussyn en net voor hy sy asem uitgeblaas het, my broer en my dogter het my pa se hande so vasgehou, toe druk hy so wys hy vir hulle, toe glimlag hy so. Ek weet, daai oomblik was die hemel vir hom oop. Het hy gesien gehad, en net daar, toe blaas hy sy asem so uit. 'n vriendin van ons, baie kosbare, die man het ook sy lewe, ons was voorreg om met hom die pad te stap, waar hy tot bekering gekom het en tot hy het ook kanker gehad. Hy het ook net so gesit en hy het vir sy vrou gesê, maar dit was in sy longe. Weet hy sal nie graag, en in sy brein, sy longe en sy brein, en toe sê hy sal nie graag wil die mekaar raak en fit en alles nie. Sy sê vir hom, man, ek sê vir jou, Jesus gaan jou net kom haal, hy gaan jou net saggies kom haal en dit gaan oor en uit wees. Dan sy buk so vorentoe, maar hy het nog toilet toe geloop en alles, en sy buk so vorentoe om haar wol van sy besig te brei, op te tel, toe sy so terugkyk, toe Jesus hom net so kom haal. Saggies, gentle, maar hy was reg met die Here. Maar dit is die man en die vrou wat se lewe reg is met die Here, wat daar 'n ander element is. Daardie wie se lewe nie reg is met die Here nie. Dis hoekom ek sal, as mense op 'n plek kom waar jy is, sal ek weiwer nie eers om oor die Here te praat nie, want ek weet. As daardie mense se lewe reg is met die Here, het die dood nie almal nie. Die pyn is daar. God's presence is daar om te help om my pyn deur te dra. Maar die oorbeweeg is, ek het nog nooit gesien dat dit challenging is. Daar's 'n vrede en 'n teenwoordigheid daar. Suster, jy praat my taal, 100%. Ek weet, wanneer jy gebore word, is daar altyd engele by jou. Kan hulle miskien nie sien nie, maar hulle is daar. Ja, is daar, want elke kind het 'n engel, né? En wanneer jy oorgaan, So, definitief. is dieselfde. Ja. En ek het geen twyfel daarin. Nee, ek ook nie. Hulle het 'n toets gedoen op iemand wat 'n Christen was en 'n non-Christian, wat hulle elektrodes en goeders op die brein gesit het om te sien wat gebeur met die brein wanneer hulle nou oorbeweeg. Nou die non-Christian was daar geen lesing nie. Die Christian wat oorbeweeg gehad het, se lesing kon hulle nie eers neem nie. So hoog was die elektrisiteit, krag wat daar was. Daar's 'n element wat ons nie, my skoonseun is 4 jaar terug, is hy na die Here toe, vreeslik lief vir die Here. Ek praat nie, ons het nie eers gepraat van 'n begrafnisdiens nie, want 'n begrafnis is vir dood, ons het gepraat van 'n tribute. Ek het juist vir hulle gesê, ek wou nie begraf word nie. Veras my. Ja, maar ons het 'n verrassing gehou, maar jy het mos nog jou saamkoms en jou saamsit. Ja, die familie. Ja. Ons het dit 'n tribute diens genoem, want ek het gesê, ek kan dit nie begrafnis noem nie, want Rikkie is nie dood nie, hy is by die Here, he loved God. Presies, dis my punt. Mense wil dit nie verstaan nie. Mense is by die Here, maar dit moes tot bekering gekom het. Ek het baie die probleem met mense wat sê, ja nee, ek glo in Jesus, dan sê ek vra, wanneer het jy tot bekering gekom?
Was daar 'n dag waar jy gesê het, Here, ek wil my persoonlike verlosser? Want die Bybel sê, net so, hy sê, Satan en sy demone glo ook, maar hulle sidder. Nou, en mense sien baie keer die Here is daar, maar daar's 'n plek waar jy moet sê, Here, vir my. Daai ou Lans Jesus op die kruis was, toe sê Here, dink aan my, dis my, wees my verlosser, wees my genade. En daai gedeelte is vir my baie belangrik, wat mense dit nie besef nie. Ek was bevoorreg, my skoonma, sy lewe nog, maar sy was seker so in die 60's, toe, en ek weet haar lewe lank was in die kerk, maar sy was in 'n kerk waar dit nie regtig teachers nie. Dat ek so vaak sê, toe sê ek, mamma, maar jy moet tot bekering kom. En waar ek haar toe na die Here kon lei, nou wat ek sê, het mense besef nie, dat mense weet, maar ek weet dit nou al deur, ek het dit al gesien met my werk en my bediening en alles. Mense besef nie, ek moet Jesus aanneem. Maar Otto, as jy dit gedoen het, en jy het reg gemaak, jy het jammer gesê, en jy het vergifnis gevra, is daar niks om te vrees. Verduidelik net vir my iets, toe Jesus op die kruis was, het hy gesê, Eli, lama sabachthani. Ja, my God, waarom het jy my verlaat? Ja, maar God het hom nooit verlaat. Wat? Eli, lama sabachthani. Dit beteken, jammer, ek het jou verlaat, God. Let me explain that. Because, let me explain that. That is the point where Jesus took on sin. all of the sin of the world. Oh, all okay. of your sin. Oh, And sin and God cannot coexist. okay. So that is when Jesus, who was the Son of God, who was 100% God, was full of sin. That was the only point, and that's when God turned away, because He took on all of our sin. Ja, dit was daai oomblik wat ons sonde die wêreld op hom gegaan gehad het. Maar onthou, toe sy die perfekte lam, né, die offerlam. En toe het Jesus uit regtig ter helle neergedaal. Hy het wat het hy gedoen? Hy het die angel van die dood gaan haal daar, né? En hy het eintlik kyk die hel en die heides en dan die paradise was moes geskei met 'n groot klif, né, soos kan sien uit Lazarus. En hy het vir daai mense wat daai kant toe gegaan het, sê, gaan verkondig, ek is Jesus. Dis wat hy gaan doen het, en hy uit die mag van Satan gaan wegvat. Toe kry, nou het ons, kyk, eintlik het die Here vir ons gesê om te heers. Toe het ons heerskappy vir Satan gegee. Nou het ons heerskappy in Christus teruggekry. Ons moet heers, weet in Christus. En sê my net 'n ander ding. Ek glo God is in ons. In Engels sê the Spirit, Heilige die Gees, Heilige Gees, Ruach, ja. is binne in Ja. ons. Is dit korrek? Ja, Heilige Gees is binne in ons, maar dit is die oomblik wat ek tot bekering, ons kan nie tot bekering kom as Heilige Gees dit nie vir ons oopgemaak het nie. So alreeds was Heilige Gees werking. Wat interessant is, ons sê die disippels, baie mense glo die disippels het Heilige Gees ontvang met die dag van Pinkster. That's not true. Nou Jesus gesterf het in die kruis, het hy by sy disippels gestaan en hy het op hulle geblaas. Toe sê hy, receive Holy Spirit. So met ander woorde, dis waar hulle wedergebore geword het. So die oomblik as ons wedergebore word, kom Heilige Gees binne in ons. Maar baptism of Holy Spirit, want dis ook 'n deel van Heilige Gees, is the power, and that's upon us. Maak dit sin wat ek sê? So as ek tot bekering gekom het, is Holy Spirit within me. En deel van my, alles deel van my. And the Spirit within me, die feit dat Heilige Gees within me is, bears fruit. Dis daai love relationship met God. Die Here sê in Revelation 2, hy sê vir die kerk van Efese, hy sê, ek het dit teen julle, want julle het julle eerste liefde verlaat. Hy sê, julle doen al die werke, julle doen goed, maar julle het julle eerste liefde verlaat. Dan sê hy,
rekindle that first love, sodat dit nie 'n lampstand werd wat jy. Nou wat baie keer gebeur is, mense raak so gewoond om Christus te dien, dit word 'n roetine. It's not here. En daai is die grootste gevaar vir Christene. Nou, daai is, Lord, I need to be in a love relationship with you. En dit is slegs, that's inner anointing. Ek call it inner anointing, né? Inner anointing. En dit kan net gestir word in your own time with God, sitting in the presence of God, worshiping God, sit voor God, praat met God, daai tipe van ding. The outer anointing is die gedeelte van Heilige Gees dat equip us to preach, to teach, to prophesy, to serve, nou, wat ook al ons bediening via ons werk en wat ook al is. Op die signs, wonders and miracles, doesn't matter wat God is voorgeroep het, daai gedeelte, Heilige Gees is in ons is in hom, weet in Christus. En dis hoekom ons nie kan sterf. But we need to make sure that we love God. Nou dat daai vuur brand vir die Here se Here. I just want to tell you, I love you. Hierso. Dis okay, that's okay. Ja, suster. Jy het baie wysheid. En ek luister. Ek het 'n baie wakker brein. Maar hy's nou bietjie dof. Van die pynpille. Maar jy het baie wysheid en ek waardeer dit. Dat jy jou tyd afgee om nie net jou bediening, jou beroep, maar jy het 'n ander gedeelte wat mense ook nodig het. En dis belangrik. En ek dank jou daarvoor. Dis net die Here. Dis genade, is God's grace. Ek sê maar ek kan sien hy's vaak en ek kan sien hy's moe. Ek kan sien hy's vaak en ek kan sien hy's moe. Nee, om na jou te luister sal ek nie vaak word nie, suster. Regtig. Jy kan vir ons bid. Ek gaan bid. En ek gaan regtig bid. Kom sit jy in die een kant van jou baan. Sit jy daai kant net so. Kan ek daar wees? Vader, ons kom vanaand in die naam van Jesus. Here, dis 'n absolute voorreg, Here, dat ons drie voor die troon van genade kan kom, Here. En kan uitroep, Abba, Vader. Here, kan uitroep, Savior, Here Jesus. Yeshua, Lord. En kan uitroep, Heilige Gees. Here, in die Ou Testament praat dit van Ruach, breath. Ons het die lief en ons eer U, Here, en ons aanbid U, Here. Here, maar ons staan vanaand saam met Otto, Here. Die weet hy seer, en die weet hy kry swaar, en die weet hy pyn. Here, maar ons weet dat ons hom saam kan shoulder na U troon toe en sê, Here, wees om genade. Here, hierdie pyn vra ons dat U dit sal aanraak, Here. Maak ons vir hom saggies. Here, ek wil graag bid en sê, Here, bo-natuurlike genesing, but Lord, it's in your hands, Lord. Your will be done, not ours. You know tomorrow. You know Him, Lord. Here, maar op hierdie stadium bid ek en ek vra, Here, raak hom aan. Here, jou maag wat so seer is, Here, just let your gentle touch be upon it, Lord. Here, hierdie kanker, gees van kanker en siekte, Here, we break its power in Jesus' name. And we bind him to your kingdom and to your glory. Here, Hy sê dit so mooi in die woord, laat my koninkryk kom, dis wat U wil hê ons moet bid, and I pray your kingdom into his life now. Every cell, Lord, every part of his whole being, let your kingdom come, Lord. Let your glory be upon him, Lord. Father, we call upon your name. I ask you, Lord, for a peace that surpasses all understanding. I ask you, Father, that you will speak to him and that you will reveal your heart to him, Lord. And if there's anything that might stand between you and him, reveal it to him, Lord. But let your peace fill him, Lord. I know, Holy Spirit, that you are within him, Lord, and I ask you that you will guide him
And thank you for your soft gentleness, and I trust you in Jesus' name. Lord, be his Savior, be his deliverer, Lord, but also, Father, you are the bridegroom to be. Lord, meet him, Lord, be with him, Lord, speak to him, and we say thank you. Oh, Lord and Father God, we worship you as well as a Trinity God and Trinity Lord, we worship you. Lord, I'm praying also, Lord, for the family, Lord, of Otto, Lord, his daughters, Lord, his wife, Lord, his grandchildren. Father, I ask you that you will stand still at this house, Lord. Father, and at this family, and that they will always feel your presence, and that you will never leave them, never forsake them. And I worship you in Jesus' name. Be with them, Lord. Lord, we call upon your name, and we say thank you in Jesus' name. Father, thank you that you give your angels charge over them. And I know they are here, Lord, and I glorify you in Jesus' name. We worship you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Dankie suster. Wat jy wil hê ek moet 'n bekeringsgebed doen. Jy het Jesus aangeneem, né? Ek hoef nie bekeringsgebed te doen nie. Jy het Jesus aangeneem. Niks, né? The Bible says that if you confess with your mouth and you believe in your heart that Jesus Christ is Lord, you will be saved. Ja, en dit is. Is die pyn nou beter? I believe that things happen for a very purpose. And referring to this now, tonight, I say divine intervention. And I can feel an amazing presence. Ja, ek kon dit voel. I can feel it. And it makes me feel at peace. So, thank you for who you are, what you do, and what you mean to us and others. Thank you. Wat jy hoef nie bang te wees. Nooit nie, hoor. Die Here gaan jou nie verlaat. Hy is maar jy sal my nodig hê asseblief, ja. Okay. Sister, baie, dankie. Ek gaan nie eens vir jou sê, mag God jou seën, want jy is al klaar geseën. Net Jesus. Alle eer kom hom toe. Dis 'n opsette voor. Jy is geseën. Dis die maagie vanaand. Dis nou 'n bietjie beter. Ek nou gaan sit 'n bietjie. Baie goed. Ek kon net nog 'n gebed. Father, you died for his pain. Please, I ask your grace. Please, in Jesus' name. In Jesus' name. I trust you, my Father, with power and your glory. And thank you for that, Lord, and Lord. And I worship you in Jesus' name. Amen and amen. Sister, ek wil die spoegpak asseblief.
Hoe lank werk jy nou al hier? Eintlik baie niet. Ek is my tweede maand hier. Ja, ek is eintlik net aflos hierso. Aflos. Ja, ek is daar's nie 'n pos regtig ook vir my nie, so ek is maar net tussentyds. Weet ek, daar's iemand, hulle het iemand nodig en Waar bly jy? dan naby. Ja. So is David sick tonight, or he couldn't? No, I'm opposite of David. So I work tonight and tomorrow night. So I've got a permanent shift now for this month. I think I would have a permanent shift for next month as well, but my daughter's getting married. So I won't work all the days. No. But Hoe oud is jou dogter? 26. Oh, 27. 96 gebore. ag daar. Nee, 99 gebore. Wat hier nee, hierdie ene. Daar asseblief. En wat is haar beroep? Onderwyseres, albei my dogters is onderwyseresse. My ander dogter is 29. En my seun is nou matriek. Ek het 'n laatlam seun. My So seun drie is ook kinders. matriek. Ja, ek het 3 kinders. Ja. Ja, sy het 2 seuns. 17 en 19. Ja, en ek het nou John Pieter, hy skryf nou eindeksamen en dan al 2 sy sissies, hy's in Punt Hoërskool. Al 2 sy sissies is onderwyseresse by Punt Hoërskool en dan my dogter wat nou trou, haar verloofde is ook 'n onderwyser by Punt. Ek sê, hoe gelukkig kan jy wees dat jou hele familie by jou daar is, nee. Op sy matriekafskeid was hulle, weet jy, was sy sissies ook daar en daar, want hulle moes na die onderwysers. Ek lag, ek sê, dit is min kinders wat bevoorreg is, dat sy siblings ook saam met hom daar is. Maar ons almal is lief vir die Here, ons almal dien die Here en dit is regtig lief vir die Here, my kinders. Suster, sal jy omgee as ek jou nommer neem? Glad nie, ek wou dit voorgestel het. Ekskuus. Ek wou gesê, vat asseblief my nommer. En enige tyd, ewen as ek af is jy welkom. Ek dink dat as ek nodig is. Dis net nie omgedraai. En altoe as jy enigstens wil net kom bid, of net met bid moet sit en net met jou praat oor die Here en net asseblief voel vry, want dis eintlik wat my hart se punt is. Ek kan sien, Ja. ek kan sien. Jy het 2 passies in die deel. Ja. Hierdie is jou tweede passie. Ek het 'n ongelooflike omgee. Ek gee regtig om vir mense. Ek kan dit But sien. I love God. In Ek kan dit sien. part of caring is to make sure that I love God. En Ja, suster. Ek is nie 'n persoon soos jy wat daai taal kan praat maklik nie. Maar wat ek doen in stede, wanneer ek mense ontmoet, dan probeer ek hulle goed laat voel. As hulle iets aan my gedoen het, dan sê ek baie dankie vir my gedoen het. En ek probeer vriende maak. So my uitgang is man, dis ken loop. Hulle almal ken my. Want ek neem tyd, om aandag te gee. selfs die dame of die man wat by die ingang staan, sal ek vir hom sê, ek sal sy hand groet, ek vir hom sê goeiemôre of good morning. Dis 'n baie belangrike bediening ook. Dis wat ek wil sê. Ja, dis 'n baie groot bediening. Weet jy, 'n mens kyk baie keer nie na bedieninge reg nie. Met bediening het baie fasette. Ek dink uit my jare se werk en saamkom, weet ek wanneer mens eintlik niemand kan eintlik oorstaan nie. Maar terminaal, afgesien van net terminaal, baie vlakke, bring dit geval. Eerstens is dit belangrik vir die persoon se siel, maar dit bring ook vrede. Dit maak dit makliker. En ek dink dis ook my boldly, en dan ek moet sê, ek glo die Here het my geroep vir dit, weet. That's part of my ministry. Dis deel van my bediening. Ja. Maar wat ek sê, dit is my bediening. Dis 'n baie belangrike bediening.
Want baie keer is dit amper 'n groter bediening nog as die ou wat woord bring. Want baie daai mense het iemand moet voel hulle word raak gesien. En dit maak baie keer 'n groot verskil in 'n persoon se lewe. Jy weet, mens moet oppas oor die algemeen om neer te kyk op die minder bevoorregtes. Ja. En die sekuriteit daar by Didsken. Elke persoon, elke sekuriteitsbeampte groet ek op sy naam. Die staf maak ek seker ek ken hulle. En ek maak 'n punt daarvan om hulle te groet. En die waardasie wat jy kry, die terugvoering vir my is ongelooflik. Die dankbaarheid dat iemand hulle raak gesien het. Ja, dat hulle raak gesien is. En dat iemand na gehoor het net aandag gegee het aan hulle. Dit is baie belangrik. Nee, ek is absoluut 100% is regtig belangrik. Ja, so jy weet, Wieweke lees elke aand vir ons in die Bybel. En dit was nooit deel van my lewe nie, want my lewe was so haastig. Ek's 'n argitek. En is asof jy nie tyd het. En toe die kanker my slaan, is asof Jesus vir my sê, word kalm. Wees wie jy werklik is. En net daartoe, maar voor die kanker, het ek al my kliënte verloor. En dit was die Jesus wat my gesê het, Otto, jy moet nou na jou mense kyk. Ek het 'n groot eiendom gehad met 10 woonstelle. Maak hulle gelukkig. Nie dat hulle ongelukkig was nie, maar ek het ontsettend baie tyd gespandeer. En ek het so 'n noue verhouding gehad wat niemand kan beskryf nie. Want ek was diensgerig. As hulle my bel en sê, man, ek het 'n geyser probleem, kom kyk net, dan los ek alles en ek gaan kyk. Ek was baie diensgeoriënteer. En tot vandag toe kry ek oproepe net om te sê dankie, want hulle weet wat 'n toestand ek is. Dan bel hulle uit die bloute uit en net sê dankie. En ek waardeer dit. Dit beteken ek het 'n legacy. iets gedoen wat waarde het. En dit is vir my belangrik. So, weet ons het almal 'n paadjie om te loop. Die vraag is altyd, hoe loop jy jou paadjie? Ek sê, ek het gesien toe my dogter se man na die Here toe is, nou sê die, onthou hulle was maar, Riscourie was maar 3 en Romei 4,5. Nou, sê die juffrouens, arme kinders, ek sê, dis erg dat hulle pappa verloor het, dis baie hartseer, dit was verskriklik lief vir Riekie, en Riekie was verskriklik lief vir die Here. Ek sê maar, hulle het alle rede om so trots te wees, nederig trots op hulle pappa te wees. Is jou man oorlede? Nie my man nie, my skoonseun. O, jou skoonseun. Ja, 4 jaar gelede. En maar hulle 2 kinders. En hy het, ek sê wat hulle pa is, hy het 'n legacy nagelaat. Hy het ook so 'n humble persoonlikheid gehad. Hy was 'n chemiese dokter gewees by Sasol. En op sy tributediens het een van die kollegas met my kom gesels. So sê hulle, hy het die cleaner met dieselfde respek hanteer as wat 'n groot CEO's van oorsee, wat hy het vergaderings so goed gelei het, gehanteer het.
met hierdie absolute humbleness. Ek dink nie aan iemand, dis nie eers Rikkie wat vir ons gesê het wat sy beroep was nie. Iemand het dit gesê, anders sou ons dit nooit geweet het nie, want hy was hierdie absolute humble persoon. Maar in elk geval ek sê, want hy het 'n legacy, 'n mooi memory vir sy kinders en vir sy Rylies, my dogter, nagelaat. Sy soveel kinders kan dit nie van hulle pa sê nie. Soveel kinders kan dit nie van hulle ma sê nie. Ek sê dis arme kinders. Ek sê vir my kleinkinders is sleg wat oorgekom het en dit was 'n baie groot seer wat ons deurgegaan het. Maar hulle is gesalf, hulle is geseën want hulle kan met trots terugdink aan hulle pa. Wel, hulle onthou nog hom, hulle sy foto's sien en praat en Nightball kon so klavier speel. So hulle onthou nog sy klavierspel en alles. Maar as jy van hom kan praat, is van Christoudie is nou 7. Hy is nog graad 1, hy is nou 7 en Romaitjie is 8. En as jy nou met hulle praat, weet, as hulle nou so 'n bietjie ouer is, sal hulle baie keer, dan kan ons nou praat ons van Rikkie, maar dan weet ek, ons van die mooiste goed vir hulle kan sê, want hulle pa het 'n legacy agtergelaat waarop sy kinders trots kan wees. Die wêreld actually, die wêreld respectbaar. Maar nie almal kan dit sê nie, maar dis genade. Dis genade as 'n mens aan die einde van jou lewe kan kom en kan sê. Evenal is dit, daar's hierdie vriend van ons wat gesê het, wat net so oorbeweeg het na die Here toe. Hy het met alkohol gesukkel. Hy het eintlik 'n slegte alkohollewe geleef gehad. Toe kom hulle by ons in die bediening, ons het 'n kerk gehad in die Vader het. Toe kom hulle by ons in die bediening en toe neem hy die Here aan. En die Here het sy hele lewe verander. En sy hele lewe verander toe die Here aangeneem het, toe word hy gediagnoseer met die kanker. En toe het hy 2 jaar, en hulle eintlik die tipe kanker wat hy gehad het, is 'n 3 tot 6 maande max. Hy het 2 jaar geleef, maar hy sê ook die Here het hom 'n ekstensie gegee. 2 jaar met breinkanker, helder. Nie een keer gefik nie een keer sy memories of iets verloor nie, maar hy moes op suurstof wees later. Maar beautiful, hy kon, soos ek sê, nog met die suurstof het hy toilet toe geloop, het hy te verdienste kan gaan. En toe die Here hom kom haal. Maar as ek aan Henny dink, ek waai nie eers oor die tyd wat hy gedrink het of wat nie, want as ek aan Henny dink, dan sien ek Henny wat Jesus gedien het. En die mooi legacy wat hy toe vir sy gesin nagelaat het. Dan besef ek, die Here is groot, die Here is awesome, die Here is goed. Maar ek splek kom vanaand, dit was 'n voorreg, ek splek kom gesels. Was 'n voorreg om jou te ontmoet. Selfde wil ek. Absoluut. Ek het nie woorde nie. Dis nie die Here. Vivika, dit is besonder Ek het net dankbaarheid. Ek gaan vir julle my telefoonnommer Asseblief. neerskryf en as jy my enigstens nodig het. Baie dankie, suster. Sister Ruby, R-U-B-Y. Ruby Boy, ja. Maar jy moet sommer Ruby net doen. En ek is ook nie eintlik verskriklik gepla oor dit, weer oor titels en goed nie. 081 538 9883. Ek dink jy gaan nou gaan slaap. Ek dink jy behoort nou beter te wees. Ek dink ek het my bril opgehou. Ek dink as jy dalk 'n bril huisie sien, is dan myne. In die bedroom. Ja, ek sê. Suster, hier is absoluut geen pyn meer nie. Ag, ek is so dankbaar. Ek is so dankbaar daaroor. Geen idee, maar is jou gebede ook. Dit is genade, is die Here se genade. Ja, maar hy werk deur ons. Hy werk deur ons. Soos sy ekstensie van sy hande. Ons is almal deel